Die seun wat net een keer geklop het. In die vergete dorp Hollowbend, die tipe plek waar die kruidenierswinkel om 5 uur toesluit en die straatligte harder gons as wat die mense praat, was daar 'n huis wat almal vermy het, nommer 42, Merriweatherweg. Dit was nie spookrig op die gewone storieboek manier nie. Geen flikkerende ligte, geen skreeuwende vensters, geen bloed wat uit die mure drup nie. Dit was erger, dit was stil, te stil. Mense het gesê die huis luister. Die kinders in die dorp het 'n speletjie daarvan gemaak om na die stoep te hardloop en aan die voordeur te klop. 3 kloppe, dit was die reël. As jy 3 keer klop, gebeur niks. Net 'n dowwe slag en jou eie benoudheid asem terwyl jy terughardloop na jou fiets. Maar 1 klop, net 1 klop. Niemand doen dit nie sedert die voorval nie. Die seun. 12-jarige Caleb Morgan was nie bang vir stories nie. Hy het groot geword op grieffilms en skoolplein uitdagings. Hy was een van daardie kinders wat iets moes bewys, al het hy nie geweet wat nie. So toe hy en sy vriende op skemer voor nommer 42 staan, daardie oranje sterwende lig wat oor die ou huis drup, steek Caleb sy bors uit. 3 kloppe is vir babas, sê hy. Sy vriende, Jonah, Travis en klein Molly word spierwit. Moenie, fluister Molly. My boetie sê die huis vat mense wat net 1 keer klop. Caleb gryns-lag. Goed, miskien vat hy my weg uit hierdie vervelige dorp. Voor enige iemand hom kon keer, stap Caleb op die kraaktrapstoep, kyk oor sy skouer met 'n trots glimlag en lig sy hand. 1 klop, net 1. 'n hol doem wat dieper echo as wat die huis behoort te kan. Caleb tree terug, nog steeds glimlaggend, maar toe verander sy uitdrukking. Sy glimlag sak, sy oë flits links, dan regs. Het julle dit gehoor? Fluister hy. Wat? Vra Travis. Caleb sluk. Iemand het teruggeklop. Die volgende nag. Caleb kom nie die volgende dag skool toe nie. Sy ma sê hy rus net. Sy pa trek die gordyne toe. Niemand sien hom by pouse nie eens agter die klaskamer vensters waar hy gewoonlik vir Jonah waai nie. Toe Jonah en Molly na skool verby sy huis fietsry, is al die ligte af. Selfs die stoepbal, die een wat Caleb se pa altyd aanlos, is dood. Net voor son onder hoor hulle 'n tik, tik, tik teen Caleb se slaapkamervenster. Jonah stop sy fiets, so skielik dat hy gly. Die getik hou aan. Tik, tik, tik. Stadig, met opset. Molly begin huil nog voor hulle naby kom. Hy is daar binne, snik sy. Hy klop. Maar Jonah skud sy kop. Nee, hy klop nie, fluister hy. Hy antwoord. Die huis snags. Om middernag swaai Caleb se voordeur oop. Uit eie wil. Geen wind, geen voetstappe. Net die sagte sug van skarniere wat gewag het. 'n Skaduwee glip uit. Iets kleins, so groot soos 'n kind, maar verkeerd aan mekaar. Arms te lank, kop skeef gedraai, soos iets wat luister vir 'n geluid wat net hy kan hoor. Dit stap styf, as wat dit probeer onthou hoe om te loop. Dit beweeg in die rigting van die Merriweatherweg, na nommer 42. Skaduwee klim op die stoep, die planke kreun onder sy gewig. Dan met 'n lang, bewerige arm lig dit sy hand en klop 1 keer. Die oggend daarna. Die huis op Merriweatherweg het nou 'n nuwe skaduwee agter sy vensters. 'n Klein een, kykend, wagend, luisterend. Die ouers van Hollowbend spyker hul deure vas. Die kinders hou op om fiets te ry naby die straat. En in Caleb se donker, leë kamer trek die muurpapier net 'n fraksie terug, asof iets sy gesig daarteen gedruk het van die ander kant. En sommige nagte, wanneer die dorp doodstil is, en die lug ruik na stof en ou hout, hoor jy 'n sagte klop iewers, van 'n huis, jy weet nie watter nie. Altyd net 1, nooit 3 nie.